Hallo mense, ek is TJ hier uit die Kalahari met nog 'n storie. Vandag wil ek julle vertel van die dag toe die slang hy so byna beet gekom het. Jy weet hierso in die Kalahari, as ons 'n slang kry, dan kom hulle nie net een voor nie, dan kom twee voor. Maar een aand gaan ek uit daar by die hoenders, ek hoor die hoenderhen skreeu, maar ek gaan uit, maar kry niks nie. En die volgende oggend toe ons opstaan, toe lê daar sommer 4 hoenders dood, die arme haan en die sien is nie lekker nie, en hy het ook toe maar later die dag gevrek. Maar ons kan niks uitvind, en daai aand toe van ek net maar weer daar waar die hoenders geslaap het, en so vriendie waar, daar langs een hoender, waar sy lê en broei, is daar 'n amper 2 meter Kaapse kobra, wat langs haar opgekrul is. Die ding wag natuurlik nou net dat die kuikens moet dan enige oomblik uitkom, en wag natuurlik net tot die kuiken uitkom, en dan vreet hy die kuiken op. En as die hoender in sy pad is, dan pak hy maar daai hoender ook. Om 'n lang storie kort te maak, die slang het ons toe maar van kant gemaak, en nou weet ons al, as daar 1 slang is daar 2. En so 'n paar dae later loop ek daar naby die huis in die veld. En toe ek so omkyk, is daar weer 'n groot Kaapse kobra, sommer so geel, reg agter my. En die ding kom vir my en ek hardloop. Nou ek is al amper 70, so ek is nou nie meer so vinnig as wat toe ek in my jonger dae was nie. So my ou beentjies het maar hard gewerk en ek hardloop. Maar hoe vinniger ek hardloop, hoe vinniger kom hierdie slang agter my aan. En nadat toe ek so half omkyk, toe sien ek hierdie slang het nou ook al slim geword. Hy het sommer so in sy stert gebyt en nou kom hy so agter my aangewol, soos 'n groot wiel. En ek dink toe, vandag is ek in die moeilikheid en ek hardloop. En toe ek so opkyk, toe sien ewe skielik 'n groot bos voor my. En ek probeer nou maar swaai en swink dat ek nou in die bos in hardloop nie, want as ek in daai bos in gaan hardloop het, was ek definitief bokveld toe. En soos ek swaai, soos ek julle gesê het, my voete wil nou nie meer so lekker werk nie. Pak my een voet aan die agteraan die ander ene, maar ek trek daar deur die lug en ek slaan daai grond met so 'n dowwe slag. En ek hou toe my oë toe vir so rukkie, en dan moet hierdie slang my dan maar pak. Maar dit kom nooit uit nie. En ek loer nadat so deur my vingers waar die slang is, toe my groot verbaas. Daai groot bos wat voor my was 'n regte ou hak en steek, of 'n waggebietjie bos soos hulle dit noem. Hy het sulke fyn hakdorings aan 'n maatjie, en as hy vir jou gehak het, dan het hy vir jou gevang. En die slang met my geswenkery kon natuurlik nie sy draai kry met sy gewollery nie, en hy rol toe reg in hierdie bos in, en daar hang hy nergens heen kan gaan, en daar is niemand wat hom weer uit daai bos uit kan kry nie, want hy is gehak. En tot vandag toe, as jy verby daai bos loop, dan kan jy die slang se geraamte daar in die boom sien, soos hy daar hang. Nou, dit is nou maar die storieetjie van die dag toe ek amper opgeëet is deur 'n slang. Hoop julle dit geniet, en mag julle almal 'n baie lekker dag hê.